ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 367. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javasjoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist Systeem, se A5 boek, so amper 500 bladsye dik, so 28 jaar gelede geskryf. As jy gaan kyk na die goed wat ek daar gesê het, ja, so 25 jaar gelede. Dinge wat ek daar gesê het ek gesê wat in 2025 sou gebeur. Gaan kyk hoeveel van daai goed het waar geword. Ons lewe in die eindtyd, dis nodig dat ons die tekens van die tye moet kan leer en die dinge kan sien wat aan die gang is in die wêreld. Sou jy belangstel, kan jy my kontak met my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net na my webtuiste https://javasjoen.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is altyd welkom. Nuwe mense is altyd verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dis baie noodsaaklik dat jy inteken in op YouTube kanaal. Hulle sê altyd hit die bel, subscribe. Dis basies wat dit is. Sodat jy al die verskillende kennisgewings kan ontvang van die studies waarmee ons besig is. En daar is 'n magdom studies wat ons tans mee besig is. Daar's weer 1 of 2 nuus wat kom. Inteendeel het ons klaar gemaak met die Efrat rivier in die boek Openbaring verlede week. Terwyl ek aan dit dink, wil ek net gou genoem, die 2 Mei 2026, 3 die middag, gewoonlik is ons onderdompelingsdienste 2, ons kan nie die geleentheid kry voor, die venue, want dit is 'n warmwater Bybelskool, 'n warmwater swembad wat ons gebruik, so is lekker warm, daar's aantrek hokkies en haardroërs en alles, so ons wil vir u dan sê dat dit is die 2 Mei, as Vader wil, om 3 die middag sou jy belangstel om onderdompel te word, kan jy met my kontak maak, dan gaan ek vir 'n kort boodskapie stuur wat al die moedse moenies het, nee. Bid vir die geleentheid ook, daar's baie mense wat onderdompel wil word. Stuur die kennisgewing vir jou vriende en almal wat belangrik is, dis lewensveranderend, skryfblok en pen, uiters belangrik, en 'n 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Ons kom om vir u baie dankie te sê, Vader Jaffa, vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê as Javiste om vanmôre weer by mekaar te wees. Ons bid, spreek tot ons deur die bonatuurlike geopenbaarde woord en voed ons met die manna van die lewe. Seën vanmôre elke Javis, ek dink aan hulle wat siek en krank is, hulle wat bekommernis het, hulle wat stryd het, dat u voorsien in elkeen se lewe, Vader, soos net u kan. Ons wil ook bid vir die oorlog in Irak, dat u dit tot 'n einde bring, Vader, en ek wil bid dat u wil geskied. Seën ons in hierdie oggend rondom die woord, terwyl ons gaan sit en die woord bestudeer, laat ons deur die Ruach HaKodesh gelei word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, in die mooiste naam Javasjoen, en elke Javis sê halleluja, halleluja. Wat baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie vir u weer 'n groot seën gaan wees. Die boek Spreuke deel 20. Die boek Spreuke hoofstuk, die boek Spreuke hoofstuk 20. Ons is besig met vers 25. Vers 25. Dit is vir die mens 'n struik, dat hy onbedagsaam sê, heilig. Wat beteken die skrif? Kom ek gee vir jou 'n paar sekondes. Dit is vir die mens 'n struik, dat hy onbedagsaam sê, heilig.
om dan eers na die geloftes te oorweeg. Dit klink vir my amper soos iemand wat die perd weer voor die perdekar voor die perd gespan, dan hardloop hulle terug in die verlede in. Want dis mos nou, waar is hulle nou omdraai, die kar voor die perdespan. Dis 'n mooi Afrikaanse sêding, hè. Dit is vir die mens 'n stryk dat hy onbedagsaam sê, heilig. Ek kan nie kom en net sê heilig nie. Rondom die woord heilig is daar soveel verskillende dinge wat moet plaasvind. Wanneer ek sê heilig, as 'n volbloed Javis, dan beteken dit vir my en vir u die aanspreekvorm van aanbidding. Die woord praat daar in Openbaring 4, Openbaring 5, van die troonkamer van Jaffa in die hemel, waar die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens is, en hy sê hulle val voor hom neer met hulle krone, en hulle roep heilig, heilig. Heilig is hy wie was, wat is, wat kom, die eerste, die laaste, die begin en die einde. Hulle roep heilig. Ek dink wanneer ons wil sê heilig is wanneer ons hande opsteek en sê heilig. Heilig is hy. Heilig is Jafashua. Heilig is Jaffa, ons Elohim. Heilig, heilig, heilig. Ek dink die woord heilig is uiters noodsaaklik in ons aanbidding. Ek dink, of kom ek net verduidelik, in my persoonlike aanbidding, in my stilte tyd, is dit deel van my gewoonte, voor ek begin vra, om eers net eer te bring. Jy weet, dit is eintlik 'n goeie gewoonte, as om net met die deur in die huis te val. Net eers stil te wees vir 'n paar sekondes, en net eer te gee. Die serafs roep heilig, die 24 ouderlinge roep heilig, die 4 heilige wesens roep heilig, 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 heilig is U. So ek dink dis 'n beginpunt vir ons om in aanbidding te kom eers, om behoorlik kontak te maak, alhoewel hy in ons woon. Hy maak onmiddellik kontak, maar vir ons om in 'n verhouding te wees, en net te kom en net te vra en te vra en te vra en te vra. Ek het gehoor iemand sê nou die dag, sy kinders bel hom net wanneer hulle geld soek. Verstaan? So dit help jy ons kom om te bid en nou wil ons net by Jaffa begin geld soek nie. Verstaan wat ek nou sê? Nee, ons aanbidding moet begin deur eers onsself aan hom te onderwerp, deur erkenning te gee dat U is heilig. En daar's niemand soos U nie. Heilig, heilig, heilig. Dit is vir mense 'n stryk dat hy onbedagsaam sê, heilig. Dit is vir die ongeredde. Ek het dit nie vir u gekeer nie. Ek het eers gehoor het wat sê u. Dit is vir die ongeredde mens 'n stryk dat hy onbedagsaam sê, heilig. Hoekom? Want hy is nie gewoond om lof en eer en prys toe te swaai nie. Inteendeel, meeste van hierdie ongeredde mense, hulle vloek die naam van Jaffa. Hulle vloek het. Daar's van daai ouens, as hulle nie die naam, ek praat nou baie, hulle ken nie die geopenbare naam nie. Hulle het altyd gepraat van Here God en Christus en dit is so in hulle om te Here God en vloek en verstaan nie wat ek sê. En dis hoekom ek so dankbaar is vir die bonatuurlike name. Ek het nog nie een ou gesien met 'n T-shirt wat sê
Pisan, de Jesus nie. Verstaan jy wat ek sê? Ons het soveel keer al gesien wanneer boksers se name de Jesus is maar ek het nog nooit iemand gesien, ek moet net myself korrigeer hier, nog nooit iemand gesien wat sê Pisan, de Yafashua nie. Want hulle verstaan dit nie. Dit is volle vreemd. En hy sê, ek gee hom 'n naam, bo elke ander naam in die hemel en op die aarde. Halleluja. Dit is vir mense stryk, vir die ongeredde mens, 'n stryk dat hy onbedagsaam sê heilig. Eers moet hy die kennis ontvang om die woord heilig te kan gebruik. Ek is gewoond om die woord halleluja te gebruik. U wat my ken, wat my baie praat en na my preke luister en alles. Ek is verskriklik lief vir die woord halleluja. Wanneer ek gebede afsluit en ek gebruik ook die woord amen, amen, let it be, laat dit so wees, halleluja. Want halleluja beteken prys vir Jahwe almagtig. Die woord halleluja kom voor in meeste Israeliese liede. Halleluja. Prys unto Jahwe. Baie van hulle weet nie wat hulle sing nie. En die kerke sing halleluja, halleluja. En so, verstaan, daar's 'n lied wat so gaan. En dit klink net mooi. Maar ons het nooit geweet wat dit werklik beteken nie. As ek daai lied sing, dan bring ek aanbidding en prys vir Jahwe my Elohim, die skepper van hemel en aarde. Hy sê, dit is vir die mens 'n stryk dat hy onbedagsaam sê heilig. Om dan eers na daai na te aanhalingsteken op die A, die beloftes wat in die woord van Yahweh opgeteken is, te oorweeg. Die mense weet nie wat dit is nie. Die ongeredde mense weet nie wat gebed in werklik beteken nie. En die skrif verklaar dit vir ons. Dit is vir die ongeredde mens 'n stryk dat hy onbedagsaam sê heilig, so hy gaan hom vashardloop in dit. Ek sê ons moet eers die kennis ontvang. Daar moet eers bekering wees en onderdompeling en dan alles wat met dit gepaard gaan. Om dan eers na die geloftes wat hulle onwetend maak, dit te oorweeg. Ek sê wat die belangrikste lewensweg word, waarop ons moet wandel. Om te weet, ek wil amper sê, nie eers leer nie, maar net om te weet dat ons gebed ook moet bestaan uit aanbidding en verheerliking en grootmaking en lofprysing. Waar die ongoddelike mens weet dit nie. Hulle gebruik baie keer woorde as vloekwoorde om hulle self uit te druk in. Maar vir u en vir my, wanneer ons die bonatuurlike geopenbaarde name gebruik in ons gebede en lof toeswaai en diep in gebed is, dan bring dit 'n totale ander dimensie in ons verhouding met Vader Jahwe, Yahweh, deur die werkinge van die Ruach HaKodesh.
Jy weet, en gebed is nie net wanneer ek vanaand voor my bedjie kniel en nou sê ek gou 'n gebedjie op nie. Gebed is daai verhouding om, en ek het dit al 'n paar keer gesê, om selfs wanneer ek die motor bestuur, in gebed te wees. En daarom te aanbid. Jy hoef nie eens lang gebede te bid nie. Jy kan net sing halleluja. Halleluja. Halleluja om hom wat is, wat kom, wat was, die Almagtige. Wat 'n voorreg dat ons op verskillende plekke in aanbidding kan wees. En weet jy wat? Aanbidding word 'n gewoonte. Dit bou 'n verhouding van tussen pa en seun en dogter. Nou die tyd het ons gevang tot môreoggend as Vader Jahwe lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.